Genesis 2 vers 8 tot 9, daar staan, die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Dan vers 16. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. En dan Genesis 3, die bekende Genesis 3 in die Ou Testament, vers 22 tot 23. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet, en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit, om die aarde te gaan bewerk, en die aarde waaruit hy gemaak is. En dan een gedeelte in die Nuwe Testament, waar Paulus vir ons sy uitleg en interpretasie van Genesis 3 gee. En dit gaan so. Romeine 5 vers 12, som Paulus Genesis 3 so op. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Nou broers en susters, ek het onlangs 'n baie interessante en insiggewende artikel van John Hawkes. Hy's 'n professor in antropologie by die Universiteit Wisconsin-Madison in Amerika gelees, waarin hy onder andere beweer dat mense vandag langer leef as in die verlede. Hierdie artikel het onmiddellik my aandag getrek. Volgens Hawkes was die lewensverwagting van mans, byvoorbeeld aan die begin van die 20ste eeu, 1907 om presies te wees, so in die omgewing van 45 jaar. So aan die begin van die 20ste eeu kon mans min of meer verwag om 45 jaar, maksimum 50 jaar te leef, dan is dit verby. By 1957 het dit opgeskuif na 66 jaar, en in 2007 was mans se lewensverwagting tussen 75 en 80 jaar, en heel waarskynlik in 2016 presies dieselfde. Daarteenoor sê die professor het die mense in die antieke tyd, in Egipte, Griekeland en Rome, 'n baie korter leeftyd gehad. Toe was dit glo niks vreemds as mense op 'n ouderdom van 30 of 40 jaar dood neergeslaan het nie. En dit maak alles sin, vir my althans. Onthou nou, in die antieke tyd, broers en susters, was daar nie 'n mediese wetenskap nie. As 'n griepepidemie in Egipte 3000 jaar gelede moes uitgebreek het, sou groot getalle mense in Egipte land gesterf het. Hoekom? 2 redes. Eerstens, omdat hulle nie die vaagste idee sou hê wat 'n tipe siekte of kwaal hulle mee te doen het nie. En tweedens, sou hulle ook nie die vaagste benul hê om so 'n siekte toestand te behandel nie, gesien in die lig daarvan dat iets soos antibiotika nog nie bestaan het nie. En dit geld ook vir geboortes. Selfs in die tyd van Jesus, maar ook voor die tyd van Jesus. In die antieke tyd het dit dikwels gebeur, was dit eintlik 'n baie algemene verskynsel dat moeder en kind tydens bevalling gesterf het. Vandag egter in 2016 is dit iets wat nog net in die slimbuurt is en in derde wêreldlande voorkom. Hawkes se konklusie is dus, en ek haal hom woordeliks aan: human lifespans are longer today than in the immediate past and longer than they were 2000 years
ago. Dit bring my nou onmiddellik by die onderwerp waarmee ons nou al vir 'n Sondag of 2 besig is, naamlik die hoë ouderdomme wat jy in Genesis 5 en 6 aantref, en dan die vreemde verskynsel dat hierdie hoë ouderdomme soos die hoofstukke in Genesis aanstap, tot by Psalm 90 toe dramaties val van 'n hoë ouderdom tot 'n gemiddelde ouderdom van 70 en 80 jaar. En nou dus wanneer 'n mens hierdie artikel van Hawkes in die hand het, dan kom die vraag by jou op, hoe moet ons hierdie verskynsel in die Ou Testament beoordeel? Het Adam en Noag regtig so oud geword, of het ons hier in die Bybel 'n sprekende voorbeeld van mitologie? Is Methuselah se hoë ouderdom van 969 jaar feit of fiksie? Wat is die boodskap agter hierdie hoë ouderdomme van mense in die Ou Testament? Wat wou die Bybelskrywer eintlik met hierdie hoë getalle wat so dramaties gesak het? Wat is die boodskap wat hy wou deurgee? Die antwoord op hierdie vraag, broers en susters, lê opgesluit in Genesis 2 en 3. En nou moet jy mooi luister vanmôre. Deur die eeue heen het die kerk hierdie 2 hoofstukke, veral Genesis 3, op 'n baie spesifieke manier verstaan en uitgelê. Wat ons dus nou vanmôre gaan doen is om te probeer vasstel of die kerk se verstaan van Genesis 2 en 3 die oorspronklike bedoeling van die Bybelskrywers in die Ou Testament weerspieël, en of ek en jy dalk deur 'n totaal ander bril na hierdie 2 tekste sal moet gaan kyk. Want in Genesis 2 en 3 lê myns insiens die antwoord opgesluit waarna ek en jy soek. Hoekom het mense so oud geword en hoekom het hulle getalle so dramaties gesak? Nou dis 'n baie brawe onderneming wat ek vanmôre aanpak, en iets wat jou geloofsoortuiging vanmôre moontlik dalk sterk kan uitdaag. Jy mag dalk voel dat wat die dominee vanmôre van vooraf sê jou 'n bietjie skud. Wat natuurlik in sigself nie 'n slegte ding is nie, broers en susters. Ek dink vir 15 jaar in hierdie gemeente sê ek al, dit is 'n gesonde ding om van tyd tot tyd krities na jou eie geloofstradisiese leerstellings te kyk. Mense aanvaar sommer outomaties wat die persoon daarvan vooraf sê is reg en waar. Dit is wat die Bybel leer. Mense aanvaar dit in die kerktradisie waaraan ek staan, is soos wat ons nou al vir honderde jare glo, is dit reg en waar. So niemand vra kritiese vrae nie, of laat ek dit so stel, min mense vra kritiese vrae, en daaroor is ek baie jammer. Luister dus mooi vanmôre na alles wat ek gaan sê. En dan besluit jy aan die einde van die boodskap self wat jy oor Genesis 2 en 3 glo of nie glo nie. As dit reg so, kan ek dit so aanvaar vanmôre, as jy gereed, kom ons duik vanmôre by die diep kant in. Ek en jy is van kleintyd geleer dat God aanvanklik 2 mense geskaap het. Eers vir Adam en toe later vir Eva. God het hierdie 2 mense in 'n groot tuin, oftewel in 'n paradys geplaas. En wat opvallend is dat hierdie 2 mense perfekte, sondelose en onsterflike wesens was. In hierdie tuin, sê die Bybel vir ons, kon die mens na hartelus van al die vrugtebome eet. Dit was een groot tuin, een groot park met vrugtebome. Maar daar was een spesifieke boom waarvan die mens nie mag geëet het nie. Een spesifieke boom wat God verbied het. Daar staan 'n groot bord op die boom, hands off. Nie toeganklik vir die mens nie. En hierdie boom se naam was die boom van alle kennis. Of soos die ou Afrikaanse vertaling dit nog stel, die boom van die kennis van goed en kwaad. Want, sê die Here, die dag as jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Let daarop, broers en susters, dat Genesis 2 spesifiek van 2 bome praat. 2 bome. Die boom van die lewe wat in die middel van die tuin staan, en die boom van alle kennis. Is julle nog met my? Wanneer jy by Genesis 3 kom,
kry hierdie verhaal in die Ou Testament 'n onverwagse kinkel. Was sien, daar was 'n slang in die gras, of liewer 'n slang in die tuin. En volgens die Bybel was dit nie 'n gewone slang nie. Dit was 'n intelligente en 'n pratende slang wat pote gehad het waarop hy kon loop. Agterna het hy op sy pens geseil. En wat meer is, die Bybel sê vir ons, hierdie slang het sy oog op Eva, die swakker geslag gehad. Op 'n dag toe sy in die tuin wandel, kom die slang met 'n vriendelike gesprek na Eva toe. Hy begin sommer met haar gesels oor alledaagse dingetjies en hy wou by haar weet. Het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Dit is 'n onskuldige vraag, maar daar sit iets agter. Eva antwoord toe die slang, nee, jy het nie reg gehoor nie. Ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. Alle bome, ja, ons kan eet soveel so wat ons wil. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Let daarop, broers en susters, dat die inligting rondom die twee bome nou iets wat verskil. En dit is net vir die fyn oplettende Bybelleser. In Genesis 2 is dit baie duidelik dat die boom van die lewe in die middel van die tuin staan. Terwyl dit in Genesis 3 nou die boom van alle kennis is wat in die middel van die tuin staan. Let ook daarop dat die mens van al die vrugte van al die bome eet, behalwe net die boom van kennis mag hy nie eet nie. Wat ek neem aan, sluit dus ook die boom van die lewe in. Daarvan kan die mens ook eet, want nêrens is daar 'n verbod op hierdie boom nie. Die slang sweer egter hoog en laag dat die mens nie sal sterf as hy van die vrugte aan die boom van alle kennis eet nie. Eva kyk dan weer na die boom. Sy sien nou in, die boom is goed om van te eet. Dis nie 'n slegte boom nie, dis 'n goeie boom. Sy pluk daarom, sy eet en sy gee ook vir Adam om van die vrug te eet. Wat gebeur toe? Miskien moet ek hierdie vraag anders beantwoord as wat predikante normaalweg dit beantwoord. Deur eers vir jou vanmôre te sê wat toe nie gebeur het nie. Die mens het vreemd genoeg nie gesterf nie. Hoe weet ek dit? Wel, broers en susters, Adam het na hierdie eskapade in die tuin van Eden 'n hele 930 jaar oud geword. Hy het nie gesterf nie. En Eva het klaarblyklik ook nie gesterf nie, en sy het ook miskien 'n hoë ouderdom van 800-900 jaar het sy bereik, want sy het saam met Adam daar buitekant kinders verwek en hulle het 'n vol lewe gehad. Dit bring jou dan onmiddellik by die kruispunt van hoe moet ek hierdie teks nou verstaan? Wat is die eintlike boodskap wat ons moet kry? Kom ek sê vir jou hoe die kerk deur die eeue heen hierdie teks verstaan en uitgelê het. En ek bedoel spesifiek die Afrikaanse tradisionele kerke, die kerk waarna ek behoort het. Volgens die tradisionele teologiese uitleg of verklaring het die mens natuurlik fisies nie gesterf nie. En dis 'n probleem vir die teoloë om hierdie teks uit te lê, want God sê dan, is die dag as jy eet, gaan jy sterf. Adam en Eva sterf toe nie, so hoe moet ons nou hierdie teks uitlê? So die kerk sê, nee, die mens het nie fisies gesterf nie, maar het innerlik, geestelik gesterf. Wat al klaar beteken, broers en susters, jy lees iets in die teks in wat daar nie in die teks staan nie. Dis een van die dinge wat die proffies op kweekskool vir my en vir al ons studente ingedruk het elke dag. Onthou, moenie in die Bybeltekste inlees wat nie daar staan nie. Daar het dus 'n radikale breuk tussen God en die mens gekom. God het weggetrek van die mens af, die mens is alleen hieronder, as gevolg van die ongehoorsaamheid, was daar 'n onoorbrugbare kloof. Weereens, broers en susters, nêrens sê die skrywer van Genesis 3 al hierdie dinge nie. Daar staan slegs dat die mens vir God weggekruip het. Die mens was skaam, want hy was naak. Maar dit beteken glad nie dat die mens
nou in 'n onoorbrigbare kloof met God staan, of dat God hom weggetrek het van die mens, of onttrek het van die mens nie. God het na die sondeval, en dit kan jy tog baie duidelik in die Bybel lees, steeds bemoeienis met Adam en met Eva gemaak, en met die nageslagte van die mens op die aarde. Daar staan ook nêrens dat die mens geestelik dood gegaan het nie. Dis goed wat ons in die teks inlees. Hierdie daad van ongehoorsaamheid van Adam en Eva in die tuin staan in die teologie vandag nog bekend as die sondeval. En dit beteken, broers en susters, die mens het sy perfekte, sondelose status verloor en in die proses 'n sterflike wese geword. As gevolg hiervan is die mens deur God uit die tuin uit weggestuur om sy miserabele, sondige lewe iewers daar buite in die gefalle wêreld met moeite voort te sit. Nou op die oor af klink dit reg. Want dit is immer hoe ek en jy van kleintyd geleer is. Ons het hierdie dinge in die sonnaskool gehoor. En die kerke leer dit vandag nog vir mense. Die probleem is, broers en susters, kom wanneer jy met 'n oop kop dieper in die teks inkyk en nie altyd net aanvaar wat die dominee of die pastoor van vooraf sê nie. Dan begin jy dinge raak sien in die teks wat jy voorheen nooit raak gesien het nie. En jy vra wat voorheen nooit in jou gedagtes opgekom het nie. Vra wat baie mense deesdae vra en waarop hulle eerlike antwoorde soek. Tyd gelede in die gym staan gesels ek met iemand wat by een van hierdie charismatiese kerke hier naby rond betrokke is. En ons gesels so oor die preke en die goedes, en sy opmerking is, ek glo nie alles wat daai pastoor van vooraf sê nie. En dit het my soos 'n weerligstraal getref. Mense sit in dienste Sondag en hulle hoor sekere goed in die binnekant resoneer dit nie. Dit klink nie reg nie, maar hulle vergeet daarvan en gaan dood eenvoudig aan. Dis eers wanneer jy oopkop na dinge kyk en begin vra dat jy begin dinge kook binne-in. Vraag nommer 1. Waarom praat die kerk of liewer die teologie van 'n sondeval terwyl die woord nêrens in Genesis 3 voorkom nie? As jy die woord sondeval in Genesis 3 kry, gee ek al my besittings vir jou. Daar is wel sprake van 'n ontwaking in Genesis 3. En hoekom sê ek ontwaking? Want Adam en Eva se oë het oopgegaan en hulle ontwaak en hulle besef, wow, ons kan nou onderskei tussen reg en verkeerd. Wat my betref is dit 'n goeie ding. As ek en jy vandag nie die onderskeidingsvermoë tussen reg en verkeerd het nie, broers en susters, is ek en jy gedoemde wesens. So wat my betref gebeur in Genesis 3 nie iets wat afgrond toe gaan nie, maar iets wat opgaan boontoe. Mense ontwaak, hulle kom op 'n hoër vlak van morele integriteit. Vraag nommer 2. Is dit waar dat die mens in die tuin van Eden onsterflik was en met ander woorde dus vir ewig sou bly lewe? En is dit vervolgens ook waar dat die mens sterflik geword het nadat hy van die vrug geëet het? Waar en hoe het die leer van die sondeval in die kerk ingekom? Om 'n antwoord op hierdie vrae te kry, broers en susters, moet ons nou vanmôre 'n kort detour maak. En ons moet eers gaan kyk wat die apostel Paulus in die Nuwe Testament alles oor die verhaal van Adam en Eva in die tuin sê, want dit is van deurslaggewende belang. Dit sal ook vir jou aanstonds duidelik word waarom ek hierdie roete gevolg het. Nou luister nou baie mooi vanmôre, broers en susters, spits al 4 jou ore. Luister hoe lê Paulus die verhaal in Genesis 3 uit. In Romeine 5 vers 12 sê Paulus die volgende: deur een mens, dit is Eva, het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring. Die hele
verhaal van Genesis 3 in een sinnetjie basies saamgevat. Ek wil jou aandag vestig vanmôre op 'n paar dinge. Eerstens, broers en susters, Paulus praat baie duidelik van die sonde van Adam en Eva. Terwyl die skrywer van Genesis 3 die woord sonde nooit gebruik nie. Ek hoop julle is nog almal met my. Ek sien vreeslike vraagtekens op die voorkoppe, maar bly by my. Nêrens kom die woord sonde of sondeval in die tuindrama voor nie. Hou dit asseblief gedagte, sit dit in jou sak. Tweedens, volgens Paulus het Adam en Eva na die sondeval sterflike wesens geword. Met ander woorde, deur die ongehoorsaamheid van Adam en Eva, het die dood vir die eerste keer 'n werklikheid geword in hierdie wêreld. Of anders gesê, as Adam en Eva nie die vrug gepluk het en geëet het nie, het hulle vandag nou nog op hierdie selfde oomblik in 2016 geleef. Is jy met my? Is dit regtig wat die skrywer van Genesis 3 probeer sê het? Was dit die skrywer se oorspronklike bedoeling met hierdie verhaal? Is dit wat Genesis 3 vir ons wil kommunikeer? Daar was 'n sondeval, mense was onsterflik, nou het hulle sterflike wesens geword. That's it, end of the story. Dink gou vir 'n oomblik vanmôre hieroor na, broers en susters. Maak dit vir jou enigsins sin dat 'n alwyse Skepper, ons God en Vader, twee onsterflike wesens maak, hulle vrugbaar maak en hulle dan opdrag gee om die aarde te vul, wel wetende dat hulle ewig gaan lewe? Hoe lank dink jy sou dit neem voordat onsterflike wesens die aarde so gevul het, dat daar vir niemand meer plek sou wees om op hierdie aarde 'n bestaan te voer nie? Die aarde is immers net so 'n klein ronde balletjie met 'n beperkte leeftyd. As mense nooit doodgaan nie, broers en susters, waar gaan al die mense leef? Ek kan so 'n gedagte nie by 'n alwyse Skepper tuisbring nie, met die beste bedoeling in my lewe as 'n student en as iemand wat in die teologie belangstel, kan ek hierdie punte by mekaar bring nie. My vraag is nou, is die dood nie maar 'n natuurlike siklus van die lewe, net soos wat die dag en die nag 'n natuurlike siklus is nie? Net soos wat daar tog geen dag sonder nag kan wees nie, net so kan 'n mens jou die lewe op aarde nie sonder die dood indink nie. Dit maak alleen sin, broers en susters, op hierdie aarde, dat ek en jy, as pa en ma, kinders in die lewe bring, sien hoe word hulle groot, hulle sien hoe word ons oud, uiteindelik gaan ons dood, ons gaan terug na die Skepper toe, hulle staan hulle plek in die wêreld vol, hulle word oud, gaan dood, en hulle kinders gaan voort. As daai siklus nie gevorm kan word nie, broers en susters, word die lewe op aarde onhoudbaar, word die lewe op aarde dalk een stuk groot hel. Jy klomp diere op 'n ingeperkte area op 'n plaas het, klompie kudu's, 'n klompie rooi bokke, moet jy van daai diere van tyd tot tyd uitskiet, want hulle kan nie 'n bestaan voer en bly leef en oorleef met die gras en die weiding wat beperk is, as hulle net aanhou bly leef nie. Daar is nog iets, broers en susters, iets van groot belang. Volgens Paulus se siening in Romeine 5 het die sonde nie net vir Adam en Eva geraak nie. Dit is ook na hulle kinders toe oorgedra. En hulle het dit weer na hulle kinders toe oorgedra. Kinders word dus by geboorte reeds in sonde ontvang. Of soos baie Christene dit vandag stel, hulle is alreeds by hulle geboorte helverdiende sondaars. 'n Lering, broers en susters, waaraan ek al vir baie jare swaar sluk. Dit gaan nie af nie. Is die sonde nie 'n geestelike begrip nie? Sonde is nie iets wat jy kan sien nie. Jy kan die daad, die gevolge daarvan sien, maar sonde kan jy nie sien nie. Jy kan nie aan sonde vat nie. Hoe is dit dan moontlik, broers en susters, dat sonde, wat 'n geestelike begrip is, biologies oordraagbaar word?
Net soos 'n virus wat oorgedra kan word. Ek kan immers pa en ma se neus en blou oë erf, maar kan ek pa en ma se sonde erf? Die kerk sê ja, dit is soos dit werk, want Paulus sê so. En daarom het jy in die kerk terme gekry soos erfsmet en erfsonde. En vir baie jare, broers en susters, het ek in die Bybel gaan sit en vir die Here gesê, Here, is dit regtig wat hierdie boeke vir my sê, is dit die kern van die woord, die evangelie. Dit dwing ons dus, broers en susters, om Paulus se interpretasie van Genesis 3 in die soeklig te bring. Jy kan nie anders nie, jy moet gaan vra, Paulus, het jy die Ou Testament reg gelees? Verstaan, het jy Genesis 3 reg verstaan? Is Paulus se siening regtig in lyn met die Ou Testament oor die sonde en die dood? Jy moet 'n gedagte hou, broers en susters. En ek wil dit vanmôre weer onderstreep. En dit is met alle respek gesê. Paulus was 'n gewone mens soos ek en jy. Jy sou by Paulus vandag op straat verbyloop en nie weet is Paulus nie. Hy was ook nie anders as of selfs verhewe bo enige van die ander skrywers van die Ou Testament of die Nuwe Testament nie. En wat meer is, Paulus het net so sy tydgenote, maar net die Ou Testament voor hom gehad wat hy moes geïnterpreteer het, soos wat enige teoloog dit vandag ook nog moet doen. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik wat Paulus dis alles te sê het, dan vergelyk ons dit met die Ou Testament, en dan kan ons eintlik hierdie dinge mooi in perspektief bring, en dan kan jy self besluit, waar staan jy? Volgens Paulus het Adam en Eva in sonde geval, en soos ek reeds gesê het, hierdie woorde kom nêrens in Genesis 3 voor nie, ook nie die woorde opstand nie, daar staan nêrens Adam en Eva het in opstand teen God gekom nie, daar staan nêrens iets van die boosheid nie, selfs nie oor die slang word gepraat van boosheid nie, daar word net oor die slang gesê, hy was die slimste van alle diere. Miskien moes die Bybel gesê het, was die booste, die slegste van alle diere, maar die Bybel sê dit nie. Daar's nêrens sprake van oortreding, dat Adam en Eva oortree het nie. Daar staan nêrens in die Bybel in Genesis 3 iets van skuld nie. Die woord sonde, broers en susters, word trouwens vir die eerste keer eers in Genesis 4 vers 7 gebruik. Waar Kain beplan het om sy broer Abel dood te slaan. Dan sê die Here vir Kain, die sonde lê loer vir jou, maar jy moet oor hom heers. Die woord sonde kom daar eers voor. Wat my betref, broers en susters, kan jy nie van Genesis 3 as 'n sondeval praat nie, maar wel van Genesis 4. Kain daal so laag, dat hy sy eie broer met 'n klip doodslaan. Dit is 'n val. Dit is 'n val. Ek onthou die woorde van professor Johan Heinz toe ek in my eerste jaar kweekskool was. Daar is nog iets, broers en susters, wat my as 'n predikant en as 'n teoloog tikkel. En dit is as Adam en Eva regtig in sonde geval het, en daarmee die hele menslike geslag tot op vandag toe in die afgrond van verlorenheid ingetrek het, is die vraag wat ek vra vir myself. Waarom is dit dat nie een enkele skrywer in die Nuwe Testament na Genesis ooit weer iets daaroor geskryf het nie? Man, dit slaan my uit vir 'n 6. Kyk, die sondeval is daarom 'n belangrike ding, dit raak jou en my, dit raak ons vandag nog, dit raak die hele menslike geslag deur al die eeue en eeue heen. Waarom na Genesis 3 skryf nie een enkele skrywer in die Ou Testament tot by die laaste boek in die Ou Testament, tot by Maleagi ooit weer oor die sondeval nie, en praat hulle nooit eers weer oor Adam en Eva nie? Nêrens kry jy iets oor sondeval of oor erwing van die sonde nie. En ek vra vir ander teoloog, gee ons 'n antwoord daarop, daar kom allerlei slim redenasies, maar broers en susters, dit oortuig nie. Volgens die Ou Testament is ek en jy eerder 'n sondaar, omdat ons willens en wetens elke dag sondig, nie omdat Adam en Eva 'n vrug geëet het nie. Ons stap met daai skuldlas, ek stap al met daai skuldlas vir eeue, al ek voel soos vir eeue.
My voorvaders het gesondig, ek is nou ook 'n sondaar. Ek stap met die las. Ek sal niks anders wees as 'n sondaar nie wat Adam en Eva het in die tuin oortree. Die Ou Testament se struktuur en karakter is van so 'n aard is. Hy sê vir jou, al die skrywers in die Ou Testament, jy's 'n sondaar omdat jy sondige dinge doen. Nie omdat jy sonde geërf het nie, omdat jy sondige dinge doen. Maar wag, daar's meer broers en susters. Nêrens tydens Jesus se bediening, en hierdie is vir my die deurslaggewende ding. Alles wat ons kyk en doen en sê en bely en glo, doen ons in die lig van Jesus se bediening. Nêrens tydens Jesus se bediening op aarde het die mense geleer dat die sonde deur Adam en Eva in die wêreld gekom het nie. As jy dit vir my kan antwoord in die Nuwe Testament, gee ek jou my mouter. Daai mooi blink mouter. Nie een enkele keer verwys Jesus na Adam en Eva en die sonde wat in die wêreld gekom het nie. As Adam en Eva dan dus regtig die oersonde gepleeg het en daarmee al die ellende in die wêreld veroorsaak het, vind jy dit nie vreemd dat Jesus nooit daarna verwys nie. Die groot leermeester van alle tye, van alle eeue, verwys nie 'n enkele, hy rep nie 'n enkele woord daaroor nie. Ek vind dit uiters vreemd. Wag, daar's nog meer. Nie een van die evangeliste, insluitende Johannes die 4de evangelis, of enige van die ander Nuwe Testament skrywers, verwys ooit weer na die sondeval van Adam en Eva nie. Vind jy dit vreemd? Nie? Ek vind dit baie vreemd. Dis net die apostel Paulus wat hierdie lering gevestig het. Hoekom? Hoekom lê Paulus Genesis 3 so anders uit en op so 'n vreemde manier uit? Daar's 'n paar redes, maar tyd ontbreek om volledig hierop in te gaan. Ek gaan dus een enkele rede uitlig. So luister mooi. Paulus het na alle waarskynlikheid Genesis 3 gelees en uitgelê aan die hand van sommige van die apokriewe geskrifte wat in sy tyd beskikbaar was. Wat is 'n apokriewe geskrif? Ek het dit nou nie in my teks nie, maar ek dink ek moet dit vir jou verduidelik. In die tyd waarin Paulus geleef het, was daar 2 Ou Testamente. En dis iets waarvan baie min lidmate in die kerk weet. 2 Ou Testamente. Die oorspronklike Ou Testament wat die Jode gelees het, wat ons noem die Masoretiese teks, hy's in Hebreëus en Aramees geskryf. So as jy die oorspronklike Ou Testament wil lees, dan gaan kyk jy die Masoretiese teks. Dis die teks wat ek moes doen vir 2-3 jaar op universiteit om te leer, om die taal te leer, te sien hoe die Jode geskryf het en hoe hulle gedink het. In die tyd van Paulus het die Griekse kultuur die wêreld oorgeneem, soos wat Engels vandag die wêreld oorneem, soos wat ons dit vandag in Suid-Afrika het. Niemand wil nou meer Afrikaans praat en skryf nie, alles word gedoen in Engels. So het jy dit in die tyd van Paulus gehad. So die mense sê vir hom, ons wil ook graag die Ou Testament lees, maar ons kan nie Hebreëus en Aramees verstaan nie, maar almal kan Grieks verstaan. So 'n klompie mense kom by mekaar, die Grieke, en hulle skryf die hele Ou Testament, vertaal hulle oor. Dit word genoem die Septuagint. En daar het jy die hele Ou Testament in Grieks, maar jy moet onthou, broers en susters, dat Grieke en Jode nie dieselfde gedink het nie. So as jy die 2 tekste langs mekaar sit, en jy vergelyk die Hebreëse teks met die Griekse teks, dan is dit soms uiteenlopende vertalings. Want die Grieke dink anders as die Jode. Daarbenewens het die Griekse Ou Testament ekstra boeke ingehad, wat ek en jy vandag nie het nie, en wat die Masoretiese teks nie gehad het nie. Dit word genoem apokriewe boeke. Apokrief beteken nie gesaghebbend nie, nie so belangrik nie, nie so geloofwaardig nie. Daarom na die reformatie is hierdie apokriewe boeke uit die Bybel uitgegooi. Die Rooms-Katolieke het vandag nog die apokriewe boeke, want hulle dit behou. Maar met Luther en Calvin het hulle gekom, weer na die Bybel gekyk en gesê, hierdie klomp apokriewe boeke wat hierin is nie gesaghebbend nie, dit is nie regtig wat ons kan glo nie, gooi dit uit. Daarom het jou Bybel nie meer die apokriewe boeke in nie, maar die
Katolieke se Bybel, wat 'n dik Bybel is, het dit in. En in die tyd wat Paulus die Ou Testament lees, is dit interessant dat Paulus verkies om die Griekse vertaling te lees en nie die Masoretiese Hebreëse vertaling te lees nie. So Paulus sit met die Ou Testament voor hom, maar hy het ook die apokriewe boeke waarna hy kyk. Daar is veral 2 boeke wat Paulus se aandag kon getrek het. Die een is die wysheid van Salomo. In hoofstuk 2 vers 23 van hierdie boek lees ons die volgende: God het die mens goed en reg geskape. Na sy ewige beeld het hy hom geskape, maar deur die duiwel se afguns het die dood in die wêreld gekom. Sien jy hoe dink die Griek? Hy kyk na die slang, in die slang sien hy alklaar die duiwel en hy vertaal dit so. So Paulus sien dit raak. Die ander boek wat Paulus se aandag getrek het, was die 4de boek van Esra. In die 7de hoofstuk, verse 116 tot 118 lees ons die volgende: O Adam, wat het jy gedoen? Want alhoewel dit jy is wat gesondig het, is die val nie jou nou alleen nie, maar ook die van jou nageslag. Sien jy broers en susters, dit wat in Genesis 3 staan, word hier aangevul. Wat die Bybel in Genesis 3 nie sê nie, sê die 4de boek van Esra, naamlik die sonde is biologies oorgedra van geslag tot geslag. In hierdie 2 buitebybelse bronne word Genesis 3 wel duidelik as 'n sondeval beskryf, met die duiwel as provokateur. En dit is na aanleiding van hierdie 2 bronne, sê James Barr, man wat professor was in Hebreëus aan die Universiteit van Oxford, dat Paulus sy lering oor die sondeval in Romeine 5 geformuleer het. Vir my as teoloog maak dit 100% sin. Jy is natuurlik vanmôre vry om jou eie mening en jou eie beskouing hieroor te handhaaf. So vra iemand my 'n tyd gelede: Dominee, ek hoor wat jy sê. Alles wat jy sê dit maak vir my sin. Ek sien goed nou in 'n ander lig. Maar as dan nou nie werklik 'n sondeval, soos wat die kerk dit tradisioneel verstaan, in Genesis 3 plaasgevind het nie, maak dit dan nie Jesus se kruisdood nou nutteloos nie? So my antwoord aan die persoon was nie natuurlik nie. Hoe kan jy so sê? Ek en jy, so glo ek, het nie die sonde van ons ouers geërf nie. Ek glo dit nie. Ek glo ook nie 'n babatjie wat daar lê is al klaar 'n sondige verlore wesentjie nie. Maar ek en jy is nietemin sondaars. Trouwens, ons sondig elke liewe dag. En volgens die Ou Testament is jy 'n sondaar omdat jy sonde doen. Dis 'n werkwoord. Nie omdat jy iets van jou pa en ma geërf het nie, jy is 'n sondaar omdat jy sonde doen. Ons is mense met vrye keuses, ons is dit vrye wil. Jy kan besluit, reg of verkeerd. Ons het nou die kennis van die boom van goed en kwaad, het ons nou in ons. Want jy kan nou self besluit. Besluit jy reg, is God se hand van seën op jou. Besluit jy verkeerd, moet jy weet, dat wat jy nou doen is sonde, en dit is nie goed in God se oë nie. As jy dus vanmôre vir my sou vra, wat 'n lig ek Genesis 3 beskou, sou my antwoord heel waarskynlik wees, ek het huiwering oor die sondevalteorie. Ek wil dit nie sterker stel nie, ek sê ek het huiwering daaroor, sodat jy as lidmaat weet presies hoe jy voel, dat ek daaroor voel as predikant. En die inligting wat ek in die Ou Testament kry, tot aan die einde van Maleagi, onderstreep my vermoede. Wat die skrywer van Genesis 3, ook bekend as die Jawes, destyds met sy verhaal oor Adam en Eva probeer tuisbring het, lê myns insiens op 'n totaal ander vlak. Die boodskap van Genesis 3 is 'n totaal ander boodskap. En as jy hierdie boodskap reg verstaan, gaan jy verstaan hoekom met Methuselah 969 jaar oud geword, en hoekom skryf die psalmdigter in Psalm 90 dat mense in sy tyd alreeds net 70 en 80 jaar oud geword het. Die antwoord lê opgesluit in die interpretasie en die uitleg van Genesis 2 en 3. En dus moet ek ongelukkig nou vanmôre hier sluit, broers en susters, die verhaal gaan nou aan en volgende week sal ons dus die ontsluiting kry.
Jy sal dus volgende week sal jy die idee kry van hoe sien jou predikant hier voor Genesis 3 en uiteindelik sal die hele perspektief van hoë ouderdomme, lae ouderdomme vir jou in die regte raam kan inpas. So ek hoop jy kan saam met my wag tot volgende week toe, opwindend, maar ek wil jou vanmôre huis toe stuur om te gaan nadink oor Genesis 3 en 2. Dis vir jou belangrik. Jou verstaan van die Bybel en jou verstaan van die evangelie. Moet dit nie sommer net vergeet vanmôre jy uitstap en dit agter jou los nie. Gaan kyk weer self in die Bybel, gaan maak weer die Bybel oop. Ek sê altyd vir my katekesante, bring die Bybel saam. Kom ons lees daaruit, kom ons gaan kyk wat staan daarin. En dit is altyd wonderlik om met nuwe oë, vars oë te gaan kyk na die Bybel. Baie dikwels gesels ek met mense oor die Bybel en eenvoudige goed. Dan sê hulle, wow, ons het dit nooit so gesien nie. Nou sien ek dit raak. Hoekom, broers en susters? Want ek en jy het 'n bepaalde bril op. En daai bril gee vir jou net een prentjie. Hy gee vir jou net een boodskap. As jy die bril afhaal en jy sit 'n ander bril op, okay, nou sien ek iets anders raak. En dit is soms die uitdaging om hierdie Bybel, wat ek bestempel as die mees opwindendste biblioteek van boeke wat die wêreld nog ooit opgelewer het. Maar dit vat moeite en dit vat inspanning om ordentlik te gaan lees en regtig die regte vrae te vra wanneer dit by die belangrike aspekte van ons geloofsoortuigings kom. Amen.